Goeiemôre aan almal, welkom by ons oggenddiens. Lekker om julle hier te sien. En soos Chris so tereg gesê het, 'n man van wysheid en waarheid. Ek is baie bly dat die Bulle gister gewen het. Ek het sommer net terwyl ons aanbid het 'n woord. Ek probeer kyk, Leon, waar is jy? Oosthuizen. Ek sien jou nie, Leon Oosthuizen. Waar is jy? Is hy buite? As hy terugkom sê, dan gee ek vir hom sy woord. Ook welkom aan die mees belangrikste gaste hier vanoggend, al die tieners. Julle is so welkom. Ek sit staan vanoggend toe ons bid en ek besef 3 Sondae terug het my jongste dogter by die tieners gepreek, verlede Sondag my oudste dogter en nou met julle wraggies na nog 'n detoy luister vandag. Gelukkig het dit begin by die beste goed en vandag is okay. Maar welkom aan die tieners ook aan ons besoekers. Dit is my voorreg om vanoggend die woord met julle te deel. Almal van ons is bekend met chappies, né? As jy nie is nie, is jy heeltemal te jonk en dan hoort jy nie in hierdie diens nie. Chappies, yes. En so ons almal ken die vrae agter op die chappie papier. Alright, so kom ons toets. Hoe begin daai vraag? Did you know? Het jy geweet? Byvoorbeeld, het jy geweet dat ysbere se vel eintlik swart is? En so sê jy hom skeer aan Antarktika hulle eie zebras, nê? Nee. Hulle pelse is wit, maar hulle vel is swart. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit gister opgelees. En so het jy geweet dat vandag een van die belangrikste dae in die geskiedenis van die kerk is? Weet jy watter dag? Paar keer volgende al gehoor, so as jy nie weet nie, dan luister jy nie. Die dag is Pinkster. Maar die vraag wat ek jou wil vra volgende is, weet jy hoekom is dit een van die belangrikste dae in die geskiedenis van die kerk? En so julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Handelinge 2, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees sien. Ons gaan saam lees en ons gaan kyk na hierdie vraag. Hoekom is dit die belangrikste dag in die geskiedenis van die kerk? Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Dit is die disippels, 120 van hulle. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Vers 5. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en al die provinsie van Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En hulle was almal verbaas en het uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Wat kan dit tog beteken? En so my tema vir volgende se boodskap, wat kan dit tog beteken? En so as ons kyk na hierdie vers, dan is dit die vraag, hierdie ouens kyk na mekaar, so 'n bietjie verbaas, verboureerd miskien, heeltemal uit die veld geslaan oor wat besig is hier om te gebeur, en soos hulle vir mekaar kyk, die vraag, wat kan dit tog beteken? As ons dink aan Pinkster, wat kan dit tog beteken? En so ons gaan volgens hierdie vraag gebruik, julle gaan hom 'n paar keer hoor. Nee, ek dink nie julle is in die skool nie.
En so ons gaan ons vandag in die skoene sit van hierdie skare wat daar staan en sien wat alles gebeur, hoor en sien. En ons gaan die vraag vra oor 3 goed. Wat kan dit beteken? Wat beteken Pinkster? Wat beteken hierdie 4 tonge? En wat beteken ander tale in die konteks van wat hier gebeur het? En so ek spring weg met die eerste een. Pinkster. Wat beteken dit? Die woord Pinkster beteken letterlik 50. Die getal 50. En so dit dui op die tydperk van die eerste Sabbat na Pasga tot en met Pinkster. Daai 50, die getal daar. En so as jy kyk na die dag wat Jesus opgestaan het uit die dood en jy begin tel, Paasnaweek, onthou julle dit? Julle tel tot vandag 50. En so vir die Jode was Pinkster 'n tyd waar hulle die fees van weke gevier het aan die einde van die graanoes. In Engels the Feast of Weeks. In Hebreëus beteken dit, of die naam Pinkster in Hebreëus is Shavuot. En so op hierdie dag herdenk hulle die oes, die graanoes of 'n feesviering van die graanoes wat inkom, maar hulle onthou ook die verbond wat God met hulle gesluit het op berg Sinai. Toe God die wet vir Moses gegee het. 50 dae, hoor julle dit? Nadat hulle uit ballingskap uit Egipte uit bevry is. 50 dae nadat hulle bevry is, nadat hulle die lamsbloed gesmeer het op die deurskosyne en die doodsengel verbygegaan het omdat die lamsbloed hulle veilig gehou het, sien ons 50 dae later op die berg kom sluit God die eerste verbond met sy volk deur die wet wat hy gee, die wet, die seël van die eerste verbond wat hy gee aan Moses. En so ons sien hoe God op hierdie berg in sy volle teenwoordigheid in 'n wolk en in 'n vuurkolom neerdal. Dit lyk asof hierdie berg in die brand sal. En dit is hier waar God dan vir sy volk sê, ek is julle God en julle sal my mense wees. En so God gee die wet vir Israel om hulle te help om te weet hoe om te lewe as sy volk. En so as ons na die wet kyk, dan moet ons volgens besef wat God eintlik daar vir hulle kom sê het, is dat deurdat hulle die wet onderhou, het hulle toegang tot sy voorsiening, sy beskerming en sy teenwoordigheid. En so die teenwoordigheid, die beskerming en voorsiening was absoluut afhanklik van mens se gehoorsaamheid. Ten spyte, net soos die mens is, ten spyte van hierdie ongelooflike gebeurtenis. Dink jy net gou-gou, jy staan aan die punt van die Drakensberge, Cathedral Peak, ek weet nie hoe lyk Mount Sinai nie, Cathedral Peak, en daar's hierdie wolk, vuurkolom, hierdie asemrowende beeld. Maar soos die mens is, ten spyte van daai beeld wat hulle sien, die almagtigheid van God, ten spyte van die 10 gebooie wat gegee is, net daar, langs die berg, aan die voet van die berg, maak hulle 'n goue kalf. En dan bid die kalf as hulle God. En dit lei tot 3000 mense wat daai dag doodgemaak word. Moses wat afkom en hy sien wat gebeur en hy stuur die Lewiete, die wat uitverkies is om voor God te dien, om namens God te dien en om in God se teenwoordigheid te dien, sy dienaars. Moses stuur hulle tussen die volk in om die volk dood te maak. En ongeveer 3000 mense word daardie dag doodgemaak. 50 dae nadat hulle uit Egipte vrygelaat is. Nadat die verbond gesluit is. Die wet, die seël van die verbond, word 3000 mense doodgemaak. Na die opstanding van Jesus, die lam van God, sien ons hoe God weer eens in vuur neerkom. Hierdie keer nie op 'n berg nie, maar op individue, op mense. 50 dae
na Pasga. Wat beteken dit? Wat beteken hierdie verskynsel en wat beteken en wat moet Pinkster vir ons as Christene beteken? By Sinai het die wet sonde kom ontbloot en dit lei tot dood van 3000 mense. By Pinkster of gedurende Pinkster kom die Heilige Gees en hy kom gee vir ons genade. En ons sien hoe die dienaars, die disippels van God uitstap. En ongeveer 3000 mense word daardie dag gered. Waar 3000 mense gesterf het as gevolg van die eerste verbond, die wet, kom die Heilige Gees en deur genade word 3000 mense gered. Handelinge 2 vers 41 sien ons. Al die mense wat daar saamgedrom was, die wat sy woord aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges bygevoeg. En so Pinkster 50, die tydperk na Jesus se opstanding. Maar as ons hierdie vers lees, dan sien ons vers 41 dui ook die geboorte van die kerk aan. Hoekom is die een van die belangrikste dae in die geskiedenis van die kerk? Dit is die dag wat die kerk gebore is. 3000 mense word bygevoeg by die disippels en die kerk word gevorm. Met die uitstorting van die Heilige Gees is die gebeure by Sinai omgekeer. Met ander woorde, die uitstorting van die Heilige Gees is die seël van die nuwe verbond wat die wat in Jesus glo van deel is. Die nuwe verbond, deurdat die wat in Jesus glo, weet dat ons weet dat wat hy gedoen het is genoeg. En deurdat ons glo, het ons volle toegang tot God se teenwoordigheid, God se beskerming en God se voorsiening. Nie langer is dit afhanklik van ons prestasie. En so, hoekom ontvang ons en hoekom moet ons begeer om die Heilige Gees te ontvang? Dit dien as seël dat ons kinders is van God. Dit dien as belofte dat ons vrye toegang het tot hom. Vrye toegang tot sy beskerming en sy voorsiening. En so wat beteken Pinkster? 50 dae, die 50, die geboorte van die kerk, die uitstorting van die Heilige Gees, die seël dat deur die wat in hom glo, ons deel is van die nuwe verbond. Die tweede een waarop ons fokus, wat beteken die 4 tonge? Vers 3 sê dit, en hulle het iets gesien wat soos 4 tonge gelyk het, wat verdeel het en op elkeen van hulle gekom het. In die skrif sien ons die verwysing baie keer waar 4 gebruik word om God se teenwoordigheid uit te beeld. God verskyn aan Moses in die brandende bos. 4 wat uit die bos uitkom. God lei sy mense in die 4 kolom. In Exodus, deur die woestyn. Sy heerlikheid, nadat die tabernakel, nadat die tent van samekoms gevorm is, nadat die tempelgeboue 2 verskillende plekke, elke keer is God se teenwoordigheid afgekom het, op die tabernakel is dit gevul met vuur. En sy teenwoordigheid in die tempel in die allerheiligste was verteenwoordig met vuur. En so al hierdie voorbeelde wat ons van lees in die Ou Testament, is God se teenwoordigheid op een spesifieke plek vir 'n bepaalde tyd. Maar wanneer ons kyk na die gebeure in Pinkster, wanneer die Heilige Gees afkom en dit lyk soos 4 tonge wat op almal se koppe gerus het, sien ons dat God se teenwoordigheid op alle gelowiges kom in alle tye met hulle is. Wat beteken dit? Wat beteken dat wanneer ons hier sit en ons glo dat ons glo, God se teenwoordigheid ten alle tye met elkeen van ons is, al beweeg ons in verskillende rigtings. Dit dui daarop dat soos die tempel van ouds ons nou God se tempel is. Dat die mens gelowige nou God se tempel is. God se teenwoordigheid, met ander woorde, kom af op ons wanneer ons die Heilige Gees ontvang en is met alle tye met ons
Hoor wat sê 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? En so ons sien Pinkster, die betekenis van Pinkster, die betekenis van die vuur op daardie dag, as getuienis, as belofte vir ons, dat in Christus God altyd met jou is. Sit jy vanoggend hier en dit voel nie so nie. Sit jy vanoggend hier en jy voel miskien soos Dawid. Dawid is jong seun, ingeseën om koning te wees. En ons lees sy storie, 13 jaar van vlug van Saul wat hom wil doodmaak. Miskien voel jy vanoggend soos Dawid wat in die grot sit. En God, waar is jy? Waar is jy? Baie keer wanneer ons terugkyk en ons onthou daardie grottye vanuit die plek waar ons nou sit, besef God was met my. En ek wil vir jou sê, Pinkster is 'n belofte vir jou, dat maak nie saak waar jy jouself volgende bevind nie. God is met jou. En hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit los nie. Die derde ding, ander tale. Wat beteken dit? Wat beteken die ander tale? Nou om dit te verstaan, moet ons teruggaan na 'n storie nog voor Mount Sinai, waar God die wet vir Moses gee. Terugbly na Genesis 11, die storie van Babel. Waar die mensdom, hoeveel tale gehad het? 1. En so die mensdom het 1 taal gehad, en in hulle trots sê hulle die volgende, vers 4 van Genesis 11, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring wat tot in die hemel reik. Hoor hierdie, klink baie bekend. Sodat ons vir onsself 'n naam kan maak. Hoe baie van ons wil vir onsself 'n naam maak? Uit trots sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad en ons bou 'n toring wat so hoog opgaan in die hemel dat ons onsself kan posisioneer gelyk met God. Trots is die hoogste vorm van sonde. Dit is dieselfde rede hoekom Satan uit die hemel geskop is. Want Satan wou homself verhewe tot op so 'n plek waar hy homself kon gelyk sien aan God. En in hierdie storie van Babel sien ons God se genade. In daardie oomblik kon God hulle almal dood laat neerval het. Maar uit sy genade kom gee hy verskillende tale. En dit maak die mense heeltemal de mekaar. Oor wie moet die baksteen gee en wie moet die sement meng, en soos hulle de mekaar is, begin hulle ophou bou en God versprei hulle reg oor die aarde, wat inteendeel sy eerste opdrag aan hulle was. Woon, bewerk, vermeerder en vul die aarde. Wat doen die mens? Die teenoorgestel. Bly by mekaar. En uit genade kom spaar God die mense. En so die resultate van Babel was verdeling, verdeeldheid. Mense is verdeel, fragmentasie. Ek weet nie of dit 'n Afrikaanse woord is nie. Twyfelsterk. Maar ons sien ook afguns. Ons sien ook moontlik onrus teenoor tale en kulture. Alles gebore uit trots, uit 'n plek van trots. Met die uitstorting van die Heilige Gees begin die disippels in tale praat van al hierdie volke, hoor in hulle taal, Afrikaans, Engels, Sotho, Zulu, Xhosa, maak nie saak wat jy praat nie, hoor hulle vir die eerste keer die evangelie in hulle eie taal. By Babel was taal, of het taal gelei tot 'n vloek wat gespreek is. Maar hier by Pinkster sien ons, toe die Heilige Gees afkom en hy gee die verskillende tale, hoe taal mense weer verenig, mense weer saambring in 'n nuwe eenheid onder God, 'n nuwe volk
'n nuwe nasie. Waar taal verdeel het, waar taal skeiding gebring het, kom God en hy ontbind alles wat by Babel gebeur het. En hy bring weer mense saam. Wat beteken dit? Wat beteken dit vir ons? Die verskillende tale is nie net, wat daai dag gepraat is, was nie net 'n wonderwerk van spraak nie. Jessie, hier praat almal, wat ook al hulle praat, dit was nie net die wonderwerk van dit nie, maar ons sien ook dit lei tot die geboorte van die sending van die kerk. Die evangelie wat moet uitgaan na elke taalgroep, elke taal, elke nasie, elke kultuur. En so Pinkster is nie net die geboorte van die kerk nie, dit is ook die geboorte van die sending van die kerk. Met Pinkster is die vloek van Babel omgekeer. Die vraag is, as ons kyk na wat beteken Pinkster vanoggend, ons kyk na wat beteken die 4 tonge, ons kyk na wat beteken die ander tale, die geboorte van die kerk, die seël van die nuwe verbond, die wete dat God met ons is in hom, altyd. Die wete dat as kerk stuur God ons in 'n sendingveld in. As ons na al hierdie goed kyk vanoggend, dan moet ons die vraag vra, wat beteken Pinkster, die 4 tonge en al die tale vandag vir ons? Wat beteken dit vir jou vandag? Pinkster merk die geboorte van die kerk, soos gesê het, in die uitstorting van die Heilige Gees. Beteken ook vandag dat God se teenwoordigheid nie meer op 'n berg, tot 'n berg beperk is, of tot 'n tempel beperk is nie. Beteken vir jou en vir my vandag, God se teenwoordigheid is met ons. Die derde ding wat dit vir ons moet beteken is, God roep elkeen van ons en hy stuur ons op 'n sending. Jou familie, jou buurt, jou bure, jou kollegas. Volgens wanneer ons terugdink aan Pinkster en die feit dat die Heilige Gees in ons gees, moet ons besef, for the sake of the world, I'm laying down my life. Die week luister ek na voorbeeld, die storie van Coke. In 1923, nuut verkose president van Coke, gee hy die toe dan maatskappy brand die volgende visie. En sy visie was baie eenvoudig, dat Coke 'n armlengte van elke persoon op aarde sal wees. Dit was hulle visie. Om Coke op so 'n plek te sit dat dit 'n armslengte is van enige persoon wat 'n Coke begeer. Hoe lank dink julle het hulle dit gevat om dit reg te kry? 100 jaar. 100 jaar en Coke was een van die mees gevestigde handelsmerke op aarde. 'n Armslengte van enigiemand wat 'n Coke begeer. 2000 jaar terug kry ons een van die grootste, mees belangrikste visies as gelowiges. Redding in Christus. En ons word gestuur, meer as 2000 jaar later, en ons het nog steeds nie die visie vervul nie. Is dit moontlik dat ons eie torings meer belangrik geraak het as die grootste opdrag op aarde? Is dit belangrik, is dit dalk moontlik dat die vestiging van ons eie name meer belangrik geraak het as om ons lewens neer te lê for the sake of the world? In jou buurt, jou bure, jou familie. Dieselfde Gees wat op Pinkster gekom het, is vandag tot jou beskikking om jou te vul, te bemagtig en te stuur. En soos Petrus op
daardie dag opgestaan het en begin preek het, vergeet ons baie kere, dit is dieselfde Petrus. Wat 50, bietjie meer as 50 dae terug, Jesus 3 maal verloon het. Maar Petrus gevul met die Heilige Gees staan op. En in die krag wat hy ontvang van die Heilige Gees, begin hy preek. En 3000 mense word toegevoeg tot die kerk daardie dag. Daardie selfde Gees is wat God aan elkeen van ons kom gee het. Miskien sit jy volgende hier en jy het nog nie die Gees ontvang nie. In Handelinge 2 vers 38 sê Lukas die volgende: bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoekom moet ek die Heilige Gees ontvang? Dit is die seël, die betekenis van Pinkster. Dit is die seël dat ek deel is van die nuwe verbond. Hoekom moet ek die Heilige Gees ontvang? Want dit is die Heilige Gees wat soos 'n blikkie Coke wat geskit word, as jy hom oopmaak, wat my krag gee om 'n getuie te wees, sodat die sending kan bereik wat dit moet bereik. Mense gered word. En soos wat ek gebid het vanoggend in die boodskap, weet ek dat ons kom almal van verskillende plekke af. Verskillende denke oor die doop van die Heilige Gees. Maar ek wil julle in die oomblik net julle oë toemaak. Ons het vanoggend begin en ek het gesê bid en vra dat die Heilige Gees vir jou sal kom openbaar, wat hy wil vanoggend kom openbaar. Ons gaan vanoggend 'n geleentheid gee om nie net te weet wat dit beteken nie, maar om ook vanoggend die Heilige Gees te ontvang. Die Bybel sê, wanneer 'n aardse kind sy vader vra vir brood, dan sal hy hom nie 'n slang gee nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader vir ons gee die goeie dinge uit die goedheid van sy hart. Die Heilige Gees moet vir jou en my beteken dat God is met my. Wanneer ek die Heilige Gees ontvang, is hy met my. Ek loop nooit alleen nie. Hy is met my. Ek kan nie dink aan iets meer belangrik om te begeer, as God se teenwoordigheid. Elke dag van elke oomblik.